Ja, ons gaan braai, want in Suid-Afrika is dit die een soort ete waarin almal lustig smil. Ek is saam met Ruben en Tiaan van Greenen by die Robertson Small Hotel vir 'n gourmet braai gedoente. So hak die braaitang af, pak uit die rooster en blaas die vuur saam met ons aan. Lyk my 'n sukkel bietjie om my vuur te pak. Ek dink regtig ons nou hier vuur in die gang kry. Wie die vuuraansteekers gebring? Nee, Dieter. Regte manne gebruik die vuuraansteekers nie. Hier het ons dun droë houtjies en ons gaan dit aan die brand steek met 'n lekker opgevrommelde stuk papier en dan soos hy brand sit ons net lekker dikker stukkies op so. Dat is ons vuur klaar gemaak. Maar ek sien dan hier is 2 vure. Okay, die idee is met daai ene gaan ons opbraai. Hierdie vuur is maar net om te kuier en die kole van hier af op te skep na daai een toe. Ruben, wat is jou gevoel? Verkies jy om op hout te braai of op steenkool? Ag, ek gebruik maar albei. Jy weet, as jy genoeg hout het, dan natuurlik gebruik net hout, want hy gee lekker geur. Ek begin my vuur met hout en dan voeg ek die steenkool by. En ek voeg dit by soos wat ek dit nodig het. En vandag gaan ons baie vleis braai, so ek het baie meer kolle nodig en dit werk soos 'n bom. Wel, baie vleis klink vir my na my tipe braai. As jy nuwe idees en resepte vir jou erfenisdag braai soek, hier kom 'n paar lekker maklike planne. Ruben, waar is die braaibroodjies, wors en chops? Daar is absoluut niks fout daarmee nie, maar vandag wil ek ietsie anders doen. So ons het 'n verskeidenheid van 5 disse. En jy weet Dieter, as dit kom by 'n braai, voorbereiding is regtig alles. Dis dieselfde soos in 'n restaurant. Vandag gaan ons doen hoenderboutjies, beesvleis, lam, skilpadjies en selfs vis. En elke gereg gaan ons individueel geur wat dit 'n baie meer interessanter en ongewone braai gaan maak. So vandag is daar nie braaisousie. Nee, nie braaisous nie. Ek gaan begin met die hoender en ek het al reeds 'n soetsuursousie gemaak en dit bestaan uit tomatiesous, pineappel, 'n bietjie suiker en asyn. En die hoenderboutjie gaan ek net daarin doop vir net so 'n minuut of so en dan gaan ons hom 'n bietjie laat lê voor hy op die braai gaan. En die volgende gereg is 'n beesvleis en garnaalsosatie. Beesvleis en garnale, dis nogal 'n ongewone kombinasie. Wel, dit is amper soos surf and turf. Ek dink ons is gewoond daarin. Nice. Wat ons gaan doen is basies die beesfilet gaan ons marineer in 'n kombinasie van vleisekstrakt, tomatiesous, olyfolie en peper, net vir so 'n halfuur of so. En dan gaan ons dit begin inryg, bees en dan die garnaal. Baie lekker kombinasie. Nou kan ons begin ryg beesvleis, garnaal, beesvleis, garnaal. Hierdie, volgens Ruben, is 'n goeie manier om nie jou beesvleis oorgaar te maak nie, want garnale braai vinnig. Net so 7 minute oor warm kole is genoeg. Wow, Dieter, jy is nogal 'n talentvolle sosatie-ryger. Kryp jou lappie. Ons derde gereg is 'n lamsosatie. Alweer sosaties. Ja, maar dis 'n lamsosatie. So dit's 'n bietjie anders en ons gaan hom marineer in 'n kombinasie van olyfolie, roosmaryn, timie en knoffel. So hierdie is lambout wat ek opgesny het in blokkies en ek het 'n meeste van die vet afgesny, maar ek het ook 'n bietjie van dit opgelos. Natuurlik vet is baie lekker vir alles wat op die braai is. En probeer maar om die blokkies dieselfde grootte te hou sodat as dit op die braai gaan dat hulle eweredig kook. En sodra die lamsosatie van die kolle afgekom het, dan gaan ons 'n bietjie van hierdie sous oor dit gooi en dit bestaan uit heuning, basiliekruid, knoffel en suurlemoensap wat ons net lekker fyn opgemaal het. Nou vir 'n braai staatmaker. My weergawe van 'n skilpadjie. Dis 'n kombinasie van beesmaalvleis, bosbessie gedroog, roketblare en dan brie kaas en alles gaan ons opmeng en dan rol ons dit en ons netvet en natuurlik as op die braai gaan smelt hy kasies en al daai geure werk lekker saam, so ek sien baie uit daarna. Ek ook. Kry die skaap netvet by jou plaaslike slagter. Dan maak die Ruben skilpaadjies vooraf en sit in die yskas om ferm te raak. Lyk lekker. My mond water al behoorlik. Wel ja, maar ons het nog een dis om voor te berei en dit is die vis. Al Ruben, as jy braai dan speel jy glad nie. Wel, braai is 'n ernstige ding en wanneer ek braai, dan gaan ek groot. Die vis wat ons gaan gebruik is salm en die rede hoekom ek dit gebruik is dat hy 'n redelike hoë vet inhoud. En as hy op die braai gaan, dan bly hy lekker vogtig. Ek gaan die vis marineer in 'n kombinasie van anyslikeur, sesamieolie en 'n klein bietjie sesamiesade en dan gaan ons hom weer inryg met gemmer en basiliekruid. So dit is alweer 'n sosatie. Oh. Onthou, die vis is in 'n japtrap reg. Volgens Ruben gaan dit net 1 minuut op elke kant geseel word. Nog iets. Indien jy houtstokkies vir jou sosaties gebruik, moenie vergeet om dit in water te week voor die tyd. Dit verhoed dat dit brand. Dis my tang.
Okay, braaimeester. Maar wat is nou ons aksieplan vorentoe? Wel, ons kool is nou reg en ons het genoeg kool hier agter om ons temperatuur te kan reguleer. Ons gaan begin met die skilpadjies, want hulle vat die langste. En dan die hoender en dan gaan ons oor na die bees, so satem en die garnale en dan die lam en heel laaste doen ons die vis. Tydsberekening is nogal belangrik en dis gewoonlik so 'n konfliksituasie in my huis want my kos is klaar en as my vrou se bykos nog nie gereed het. Wat se raad het jy vir my braaimeester? Dieter, die raad wat ek vir jou kan gee is volgende keer doen jy sommer alles self. Ek dink jou vrou verdien dit. Ja. Dis reg. Baie reg. My vrou het al hoeveel keer gekla dat mans dink hulle maak die kos as daar gebraai word en die vrouens doen niks. Maar dis nie eintlik so nie. Wag, ek dink ek loop nou op dun ys. So kom ons praat oor iets anders. Dalk moet ons begin dink aan pudding. Ek hoop dit word vandag ook op die vuur gaar gemaak. Tiaan, ek's bly om te sien jy het nie vergeet van my soetantie. Nooit nie, Dieter. Ons het hier 'n piesanggereg wat ons gaan doen op die kolle wat geflambai word met 'n ramsousie wat bestaan uit strooisuiker, ram, pekanneute en vaniljepeer. Dit word alles dan in 'n pan gegooi, op die kolle gesit, warm gemaak en gekarameliseer. Intussen moet die piesang lekker op die kolle braai totdat die peel afkom. Ons gaan die piesang dan in die helfte sny, dit binne in die pan plaas met die ram gekarameliseerde sous, vlam by en dan kan ons dit geniet saam met 'n skep vanilja roomys. Manne, nou is dit tyd vir die groot eet. Terwyl ons braai op Erfenisdag, moet ons nie vergeet wat dit eintlik beteken nie. Dis nie net 'n viering van ons diverse kulture nie, maar ook een wat respek en begrip aanmoedig. Dit is as ware ook 'n refleksie op alles en almal wat bygedra het tot die demokratiese Suid-Afrika wat ons vandag ken. Ja, dis nou 'n feesmaal. Behalwe vir 'n verskoning om lekker te eet, wat beteken Erfenisdag vir julle? Wel, Dieter, Erfenisdag vir my beteken dis 'n goeie tyd saam met jou vriende en jou familie en dan ook om die tradisies van Suid-Afrika, van ons gemeenskap met mekaar te deel. Wel, vir my is Erfenisdag ook maar dit gaan oor tradisies en jy weet vir my is dit belangrik waar ek vandaan kom, so ek wil graag tyd spandeer saam met daai mense, jy weet my ouma en my ma en my dogtertjie, my vrou. En natuurlik kos het baie te doen daarmee, jy weet, en braai is 'n sosiale ding en dit is wat ons gaan doen. Wel, ek weet wat ek gaan doen. Ek gaan hierdie nuwe resepte wat my braaimeesters vir my geleer het met my vriende toets. Maar kom ons probeer eers. O ja. Gesondheid. Gesondheid. Dit was lekker. Ek hoop net ek kan dit so Ruben maak, veral sonder my vrou se hulp. Nou toe maak skoon die rooster want dit is tyd vir braai.